Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die waarheid van God se woord steeds vir u baie kosbaar en belangrik is. Nou ons leef in 'n tyd van baie groot misleiding soos u al reeds weet en ons het gesien dat hierdie voorspellings van die wegraping 23 en 24 September nie plaasvind het nie, maar hierdie man Joshua Makela hy glo dat daar nog steeds 'n wegraping gaan kom en hy gee datums so 7 en 8 Oktober waar ons juis vandag is. Maar ek wil vandag graag gesels oor sy gesprek met die twins na die 23ste en die 24ste September 2025, wat hy te sê het en wat gaan aanleiding gee, wat gaan lei na hierdie nuwe datums. So ons moet gaan kyk wat hy sê. Ek gaan 'n paar videoklips speel. Ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou in die eerste plek wil ek aan die valse profete 'n skrif voorhou wat Jesus gerig het aan die skrifgeleerdes en die fariseërs, Matteus 22 vers 29. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: "Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken en ook nie die krag van God nie." Nou baie mense maak foute omdat hulle God se woord nie ken nie. Daaruit vloei baie valse leerstellings, valse profesieë. En hierdie is geen uitsondering nie. Oktober 7 en 8, die 7 en die 8ste van 2025. Dit gaan weer 'n mislukte wegraping voorspelling wees wat nie gaan plaasvind nie, met baie groot rede, omdat Jesus geleer het daar gaan geen wegraping voor die 7 jaar of voor die sogenaamde groot verdrukking plaasvind nie. So kom ons gaan kyk wat die woord regtig leer. In die eerste plek, hoekom is daar soveel confusion? Hoekom is daar soveel verwarring oor die tydlyn van die wegraping of die wederkoms? Ek praat oor die wederkoms, die wegvoering van die kerk vind plaas by die wederkoms. Daar is nie 'n aparte wegraping soos baie mense leer nie. En dit is baie ernstig. Die fokus is op die sogenaamde pre-tribulation rapture wat nêrens in die skrif geleer word nie. En ek gaan nie vandag debatte voer daaroor nie. Die woord leer vir ons nêrens dat daar 'n wegraping gaan plaasvind voor die 7 jaar of voor die groot verdrukking, noem dit wat jy wil. Dit gaan nie gebeur nie. Die wederkoms van Christus gaan wel plaasvind na die groot verdrukking. Dit is hier waar die harpazo, wat beteken om weg te ruk uit gevaarheid, skielik weg te ruk. Dit gaan daar plaasvind, net soos 2 Tessalonisense 2 vers 1 en 3 leer, Matteus 24 en baie ander skrifgedeeltes. So dit is belangrik dat ons gaan kyk wat die woord leer in hierdie opsig. Maar ek wil nou begin met 'n videoklip van hierdie Joshua, wat nou gaan sê dat die Here het vir hom gesê dat hy is die laaste pyl in die koker. Hy is eintlik basies die sleutel tot die voorspelling van die wegraping wat gaan plaasvind. Kom ons gaan luister wat hy sê en nou gesels ons daaroor. So I want to quickly say, in 2018, before I get to the matter, in 2018, after God had revealed this date, okay, He said to me one day, it was during the day, He said to me, "You are like my last arrow in my quiver." A quiver is, the I don't know what to call it, the thing that sits the arrows, every time a person like that bag, like the bag behind. So he said to me, "You are like my last arrow in my quiver." And what he meant by that was that he was going to use me in this last move before he comes. Nou ja, ons het reeds gesien dat dit nie plaasgevind het nie. En hier kom hy en hy sonder homself uit, hy wat 'n valse profeet is, dat hy is eintlik God se laaste pyl in die koker. Hy sê nadat die Here dit in 2018 aan hom hierdie datums gegee het, ons gaan nou daaroor gesels, dat hy nou die laaste pyl in die koker gaan wees. Die laaste move wat God gaan doen voor die wederkoms, voor die wegraping. En dis baie interessant. Nou hierdie voorspelling
het reeds in hierdie voorspelling is reeds aan hom gegee in 2018. Nou wil ek vra, as dit dan nou die verkeerde datum of die verkeerde kalender sou wees wat hy gebruik, hoekom het God dan nie vir hom gesê, luister, dis die 7 en die 8de Oktober nie? Jy sien, hulle weerspreek mekaar, hulle gaan nie terug op wat hulle gehoor en gesien het nie. Nou sê hy, dit is daai tyd al gegee, hoekom sou die Here nou 3 maande voor die tyd vir hom sê, 23 en 24 September, dieselfde vir Dani Botha en soveel ander reg oor die wêreld, wat hierdie drome en visioene gehad het. En dit sal nie plaasvind nie, dit gaan nie plaasvind nie, want hierdie mense het nie van God gehoor nie, en dis baie duidelik. Dit is baie ernstig, ons moet die valse profete baie ernstig opneem. Nou kom ons gaan kyk in die volgende videoklip, waar hy sê, sy profesie, sy datums wat hy gegee het, is die finale datums, en daar sal nooit iemand weer wees, wat met 'n nuwe profesie gaan vorendag kom nie, want dit is die laaste datum. Kom ons gaan luister. So I want to repeat something to people today, because people think that I will change my stance. The date that I have given people, it is the final one. You might be confused for now. Yeah. I'll explain to you. Okay. Yeah. It is the final date. No one else in the whole world will be able or will come with another prophecy for the rapture date. Mine is the final one. Nou ja, die datum wat hy gekry het, is 23 en 24 September. Dis die finale een en niemand sal ooit weer so 'n profesie bring nie. Dit is maar syne gewees hy, maar dit het nie eers gebeur nie. En hierdie mense wat nou 'n onderhoud met hom voer, die twins, kan sien dat niks het plaasgevind nie. En tog is hulle besig om hierdie man te entertain en hulle verstaan nie die woord van God self nie. Nou hy mislei mense en hulle speel so graag met datums en hulle is so oortuigend. Dis absoluut oortuigend. En dis as die Engels sê, they will come and make merchandise of you. Met verdigte woorde, met woorde van misleiding, sal hulle kom en jou mislei. En dis presies wat hierdie man doen. Maar in sy volgende videoklip praat hy natuurlik oor die pyl wat hy is, wat die Here reg oor die wêreld gestuur het mense tot bekering laat kom. Ons het gehoor dat Dani Botha dieselfde sê. Kom ons gaan luister wat hy sê en dan gaan ek daaroor gesels. So when you see this quiver, this arrow going all over the world, shaking the entire world, my point here is that this is the doing, or this is the work of God. God is blowing his own trumpet to the world, announcing his coming. So there are testimonies all over the world. The power of God is being revealed in the most powerful way. The people, they know. People have been, they are coming to Christ. People's lives are being changed. Even those who had backslidden, they've returned to Christ. I want people to know. Nou ja, hy is die laaste pyl, sê hy, wat in die koker van God is, en hy is die pyl wat reg oor die wêreld beweeg, en dat hierdie die werk van God is. Nou ek wil weer dadelik sê, die Bybel noem dit 'n valse herlewing. Jy kan nie met valse profete bring geen herlewing nie, valse profete bring geen bekering nie, en wanneer jy die woord van God verdraai, juis oor die eindtyd gebeure en die eskatologie, dan is jy in die moeilikheid by die Here, want dit is baie gevaarlik. Die Here sal nie 'n trompet nou blaas om sy koms aan te kondig nie. Die woord van God is baie duidelik, dit gebeur na die verdrukking van daardie dae. Dan sê hy mense tot bekering gekom, selfs backsliders, en dit is wat ook Dani Botha gesê het. Nou hierdie mense kom nou kwansies tot bekering en kom terug, want hulle is nou bang, hulle word uitgevang, die Here gaan terugkom, want hulle glo dit, en dan gaan hulle betrap word in hulle sonde, maar die vraag is, wat gebeur
as dit nie plaasvind nie, en dit het nie plaasgevind nie, is hierdie mense geskok oor die leen wat hulle gehoor het, en selfs nou gaan terugkeer na hulle ou lewe. En dan wil ek net tussen hakies byvoeg, ja, dis moontlik dat mense tot bekering, ware bekering gekom het, maar dit is nie waaroor jy tot bekering moet kom nie. Jy moet altyd gereed wees. Vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. En baie mense doen dit juis omdat hulle bang is, die Here gaan nou terugkom en hy gaan dit nie maak nie. En dit is 'n verkeerde motief. Maar ek wil graag die volgende videoklip speel, waarin hy sê die Here het in 2018 natuurlik aan hierdie goed aan hom geopenbaar, en dat dit 23 en 24 September was, en dan vra die twins natuurlik vir hom, nou het dit nou gebeur, luister na sy antwoord. Same year, he appears to me face to face and he says, I'm going to cut it short. He says in 2025, in September of the 23rd and the 24th, I will come to take my church. Did he come? Did he come? Yes. I will tell you. Nou ja, kan jy duidelik sien, hulle vra vir hom, het hy gekom, en dan sê hy gaan nou vir hulle vertel, man, 2018 het die Here vir hom gesê, dit gaan plaasvind, hy gaan sy kerk kom haal, hy was Adomanda oor gewees, hy die aand nog tot die 24ste gesit, en hy het geglo, hoekom sal hy nou ewe skielik 'n nuwe openbaring kry, want dit het nou nie plaasgevind nie, want hy moet homself beskerm, en hy glo vas, dat dit nog gaan gebeur. Maar nou interessant, hulle vra vir hom, did he come, hy herhaal hulle vraag, en sê, I will tell you, en luister na hierdie verstommende verwaandheid in sy volgende videoklip. Did he come? Did he come? Yes. I will tell you. So in 2018, I received this visitation from him, right? And let me tell you this. The last 2 days of the 23rd and the 24th, I did a live, right? Most especially on the 23rd. And the people were watching, okay? People were watching. A lot of things transpired there. But the rapture did not happen. We're all here. Yep. But were my words true? And let me ask this way. Are my words true? You know, let me tell you. Okay, let me hold it for now, for next time. Ja, nou kom sy antwoord en hy sê, hy gaan voort en gee geen antwoord na hulle om vra dat hy kan nie. Hy sê hy sal hulle antwoord en hy vra vir hulle, is my woorde waar? En hy sê, kom ons los dit vir 'n ander tyd. Hy gee nie van 'n dadelike antwoord en sê, dit het nie plaasgevind nie, ek is 'n valse profeet, ek is verkeerd gewees nie. Hy het nou verskonings en hy confuse hierdie mense wat die skrif nie ken nie, hulle sit en luister na hom en hulle verstaan nie wat aangaan nie. Nou is hulle baie verwarrend, dis baie verwarrend, want wat hy nou vir hulle gaan sê, is dat wat die Here vir hom gesê het, na dit nie geplaasgevind het nie, en gaan nou luister wat hy daaroor sê, dan praat hy oor die time zones, en dan vra hulle vir hom, het jy die regte Jesus dan ooit gesien? Jy sien, daar is klaar twyfel, want dit het nie plaasgevind nie, en wanneer dit nie plaasvind nie, dan is dit 'n valse profesie, en dan jy 'n valse Jesus, of 'n valse stem gehoor, wat nie van God afkom nie. Kom ons geluister wat hy sê. So, I am surprised, but I've been given 2 days. The timeline is 2 days, right? Because, okay, according to the time zones, I had believed that I would be raptured because I'm in South Africa on the 23rd. Okay? Because the furthest, they would be on the 24th. The day passed, I'm surprised. Remember, I'm sure
I saw Jesus face to face. I told you people, and I'm still telling you now. Yeah. And I've told you the truth. But do you now believe that Yes. it was Jesus that you saw? People, okay. I'll allow you the questions. There's a flow here. You know, I'll give you the time for the question. There's a flow Okay. that has been Let's not disturbed. interrupt you. Yes. Let's not interrupt you. Nou, jy kan duidelik sien, hulle vra vir hom, hy praat oor die time zones, dan vra hulle vir hom, het jy die regte Jesus sien? Want ek meen vir enige logika, as iemand vir jou 'n leuen vertel, dit kom nie waar nie, dan is daar klaar twyfel van wie het hy hierdie profesie gekry, van wie het hy hierdie datums gekry. En dit is eintlik baie verwaandheid. Die Bybel noem dit verwaandheid. Hy sê en dat hy die waarheid praat, hy het Jesus gesien face to face. En dan vra hom, het jy die ware Jesus regtig gesien? En dan ignoreer hy stuier terug en hy sê, laat die flow gaan. Hy sê, nou is hy nie bereid om na die antwoord te gee nie, want dit het nie plaasgevind nie. En dit is eintlik baie skokkend as jy na hierdie mense luister wat steeds volhard om te gaan in die dwaal waarna hulle vashou, die dwaallering. En nou gaan hy vir die Here vra, in die volgende videoklip vra hy vir die Here, hoekom het die wegraping nie plaasgevind nie? Kom ons gaan luister wat hy sê. Then there, early morning, maybe, I don't know, 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, I wake up. I'm surprised when I wake up. Remember I said, we know in part, and then after we know in full. Remember, the nature of prophecy. So, when I wake up, I'm surprised. Why am I waking up in my bed? And then, okay, now I'm sitting. And then I'm talking to God while I'm lying on my back. And then he says to me, remember when I went to sleep, I asked him a question, right? And then he brings the answer. And then he says to me, days from now, literal days, not months, days from now, I'm going to come to Rapture the Church. Maar jy sien wat hy doen, direk na die 24ste vra hy aan God, hoekom die wegraping nie plaasgevind nie? Want hy was dan gestuur om almal te vertel, maar die Here het hom nie geantwoord nie. En toe na middernag, toe kom die Here met die antwoord. Hy sê, daar van nou af, nie maande nie, daar gaan ek die kerk omhaal, bedoelende 7de, 8de Oktober 2025. En dit is waarmee nou vorendag kom. Hy gebruik geen skrifgedeeltes nie. Hy gaan net voort van kwaad na erger en mislei die mense en hulle glo absoluut. En jy gaan later sien hoekom die Here gesê daarvan nou af. En dit gaan lei na die sogenaamde nuwe wegraping datum 7 en 8 Oktober. Wat weer eens, ek sê weer, nie gaan plaasvind nie. Want God is duidelik in sy woord, God praat nie in raaisels met sy kerk nie, hy het in sy woord vir ons het uitgestipuleer, hoekom die wegraping nie gaan plaasvind voor die 7 jaar of voor die groot verdrukking, of wat jy dit ook al wil noem nie, dit gaan plaasvind na die groot verdrukking. En hierdie man volhard in die dwaal waar hy vasgevang is, en dan gaan hy na 'n skrifgedeelte, dan gaan hy na die dae van Noag, en hier kom die misleiding, want hy is heeltemal uit konteks, en ek gaan dit verduidelik hoekom, maar hy gaan na die dae van Noag en hy gaan sê die volgende, kom ons gaan luister. Days, I'm pondering in my mind. Days. What do you mean days? So now I'm thinking of Noah. Noah, get in the ark. God closes the door. And day passes, nothing, no flood. 2, 5 days, 7 days, no flood. And then on the 7th day, let me say, the flood hits. You know? So Noah was in the boat, was building the boat, telling people the flood is going to hit, the judgment is going to hit. But when he gets in the boat, there's no rain. There's no water gushing from the earth, from the ground. There's no judgment.
but the days went by. This is God putting these verses in my mind. Okay. I'm thinking about it because he said to me, days from now, I will rapture the church. Nou, jy kan sien dadelijk waarheen hy gaan, hy verwys na die dae van Noag en die ark en die wraakoordele en trek daai storie deur na sy verhaal, sy profesie, want jy sien die 23ste en die 24ste het dit nie plaasgevind nie, en nou praat hy van die 3 dae, 5 dae, 7 dae, met ander woorde dae van nou af, gaan ek my kerk wegraap. Maar wanneer jy gaan kyk na die verhaal van Noag en die ark en die wraakoordele, dan is dit nie die tyd waarin ons leef nie. Hulle glo, die pre-trib leraars glo, dat wanneer die pre-trib rapture plaasvind, God se oordele oor die wêreld uitgegiet gaan word. Dis nie die geval nie. Daar kom eers 'n groot verdrukking en na die verdrukking sal God se oordele oor hierdie wêreld uitgegiet word en dis baie baie duidelik. So die konteks van Noag en die ark het geen betrekking op sy storie nie. Want dis iets wat plaasvind wanneer God se oordele voltrek word, wanneer die mense in die ark ingegaan het die water gekom en almal meegesleer, almal het gesterf en dit is waarop dit betrekking het. Maar hierdie man hou vas aan, hy gebruik sekere skrifgedeeltes om sy saak te sterk en te versterk en dit is absoluut dis misleidend, maar hierdie man hou vas aan die gedagte dat die Here wel die kerk gaan kom haal die 7de en die 8ste Oktober. En dit is sy nuwe datums. En ons gaan ook luister wat hy sê, hoekom hy sê, hierdie is die nuwe datums wat gaan plaasvind. En jy moet nou mooi hoor, hy verwys na iemand wat hom verduidelik het, wat is die Julian kalender, die Gregorian kalender, en kom ons gaan luister wat hy sê. So this man goes there to the Julian calendar, the one that, if we talk about the 7 feasts, the Passover when our Lord was crucified, they were using the Julian calendar then. Okay. So the man goes, and I will paraphrase because he will teach you very well more than me. He goes there to see the date of the Feast of Trumpets. Guess what? It is the 23rd and the 24th of September 2025. The Feast of Trumpets. The difference is this, because they say that calendar is behind by 13 days. So if you want to come over to our current one, October, you have to add 13 days. So when you transfer, like when you come over to our calendar straight from the 23rd and the 24th of September 2025 in the Julian calendar, it takes you to the 7th of October. Some say the 7th and the 8th, the 7th and the 8th of October. Nou ja, ek het nie baie diep ingegaan op hierdie kalenders nie. Daar's selfs mense wat sê daar's 'n kalender in die hemel wat God hou en hy het op daardie kalender gewerk en daar is baie verdigsels wat hulle mee vorendag kom, maar hy sê dat hierdie kalender, omdat dit nou nie plaasgevind het nie, die rede hoekom dit nie op 23 September plaasgevind het, omdat dit die verkeerde kalender, ons werk op die Julian kalender wat natuurlik deur Julius Caesar gebruik was. En dan sê hy natuurlik die korrekte een is die Gregorian. Die Julian kalender is 13 dae agter. En daarom sal die wegraping dan plaasvind volgens ons Gregorian kalender die 7de, dit kom op die 7de Oktober uit 7 en 8 Oktober. En dis alles maar net maniere om die foute wat hy gemaak het, te kan probeer korrigeer op 'n onbybelse manier. So dis belangrik dat ons gaan seker maak en verstaan, hierdie man is besig met 'n baie subtiele manier om die kerk verder te mislei. En ons gaan sien dat dit nie gaan plaasvind nie, absoluut nie, dit gaan nie gebeur nie, want God het nie met hom gepraat nie. Nou as die Here dit in 2018 aan hom geopenbaar het, 23 en 24 September, hoekom het die Here dan nie vir hom gesê, luister Joshua, werk op daardie kalender, want as jy sê 23 en 24 September, dan is dit eintlik 7 en 8 Oktober,
wat die Feast of Trumpets moet wees. En daarom sê hy eintlik die Feast of Trumpets is steeds 23 en 24, maar omdat ons 13 dae agter is dit nou op die 7 en die 8 Oktober. Wat 'n misleiding. En hierdie is maar net maniere om die foute en die valse profeseë wat hulle bring, te probeer skerm en dit te probeer, soos hulle sê, cover in Engels. Hy cover dit net. En dit gaan nie gebeur nie. En die waarheid, dit gaan aan die lig kom, dat die wegvoering nie plaasgevind het nie. En dit gaan ook nie plaasvind nie. Want dit is totaal onskriftuurlik. Die woord van die Here is duidelik, wanneer dit gaan plaasvind, en ek gaan daaroor op 'n latere geleentheid gesels, maar hierdie man is besig om weer almal te mislei, en jy kan nie glo hoeveel mense reg oor die wêreld weer saamstem met hom nie, en om met sy kwaad sterk nie. Dit gaan nie gebeur nie. Dis 'n valse lering, hy's 'n valse profeet deur en deur, en dit gaan nie gebeur nie. Nou goed, daar gaan geen pre-trib rapture ooit plaasvind nie. Ook nie op 7 en 8 Oktober 2025 nie. Nou wanneer ons weer gaan gesels oor hierdie saak, dan gaan ek verduidelik en ek gaan sê hoekom, wat is die groot rede hoekom dit nie plaasvind nie. En jy kan weet, al sommer dadelik weet, want daar is nie 'n pre-trib rapture nie. Dit gaan nie plaasvind nie. Daar's mense wat hulle geloof vasheg aan hierdie leerstelling en sê dit gaan gebeur. Dit gaan nie gebeur nie. En ja, dit is belangrik dat ons as kinders van God waaksaam sal wees en sal kyk wat die woord van God leer, maar hierdie mense kom met verdigsels, hulle kom met fabels, hulle kom met, en dit gaan nie ophou nie. Ons gaan volgende jaar waarskynlik weer voorspelling sê, ons gaan elke jaar voorspelling sê, en dit is absoluut wat nie gaan gebeur nie. Mag die Here seën tot ons 'n volgende keer weer gesels. Totsiens.